Baas Tier. Baie lank gelede, toe die mense en diere dieselfde taal gepraat het, en Tier se hele lyf geel was, sonder 'n enkele streep, stap Buffel een aand huis toe na hy in die rivier gaan baai het. Hy neurie 'n liedjie met sy neus hoog in die lug, want in daardie dae het hy nog 'n reguit neus en boelop gehad. Maar met sy neus so bo in die lug, merk hy nie dat Tier agter hom aankom nie. Hy merk dit eers toe Tier vlak langs hom knor. "Goeienaand," sê Tier. Buffel voel baie lus om weg te hardloop, maar hy wil nie bang lyk nie. Hy stap dus maar verder met Tier langs hom. "Ons sien jou nie meer baie in die bos nie," sê Tier. "Is dit omdat jy vir mens werk?" Buffel knik. "Ek verstaan dit glad nie. Mens het dan nie eens kloue of gif nie, en hy so swak en so klein. Hoe kan hy jou baas wees?" "Ek verstaan dit self nie mooi nie," sê Buffel. "Dis seker oor sy intelligensie." "Wat?" "Intelligensie," verduidelik Buffel windmakerig, bly om meer as Tier te weet. "Is 'n spesiale ding wat mens het. Dit help om baas te wees oor my en oor perd en hond en vark en eend ook." "Dis interessant. Baie interessant. As ek 'n bietjie van daardie wat se naam kon hê, sou die lewe baie makliker wees. Ek sal die diere nie meer hoef te bekruip, in te hardloop of te bespring nie. Almal sal my sommer van self gehoorsaam. Ek sal in die gras bly lê en vir my die vetste diere uitsoek om te eet. Dink jy mens sal vir my van sy intelligensie verkoop?" "Ek weet nie," mompel Buffel. "Ek sal hom môre vra. Hy sal seker nie van my durf nee sê nie," grom Tier en hy verdwyn in die duister. Buffel plof stadig in die stofhuis toe. Maar hy is 'n bietjie bang. Het hy te veel gesê? Maar na hy geëet het, voel hy beter. Tier waag dit nooit in die rysvelde nie, dink hy voor hy aan die slaap raak. Maar toe Buffel die volgende oggend saam met sy baas by die rysveld opdaag, sien hy dat hy verkeerd was. Tier sit klaar daar en wag. "Moenie bang wees nie, klein baas mens," sê Tier vriendelik. "My bedoeling is vreedsaam. Ek het gehoor jy besit iets wat jy intelligensie noem, en ek wil dit graag koop. Jy moet dit maar liewer gou verkoop hoor, want ek is haastig. Ek het nog nie my ontbyt gehad nie." Buffel voel kwaad vir homself. Maar toe hoor hy die boertjie sê: "Wat 'n groot eer. Baas Tier besoek my nederige rysveld en bied my die geleentheid om so 'n pragtige groot dier te dien." En hy buig asof hy voor die keiser staan. Tier is baie gevlei en antwoord: "Dankie vir al die mooi woorde, maar dis nie regtig nodig nie. Ek het maar net gekom om wat se naams te koop." "Te koop?" onderbreek die boertjie hom. "O nee, ek dink daarop aan om dit vir u te gee, as aandenking aan die gedenkwaardige besoek wat vir my 'n groot eer is." "Dis baie gaaf van jou. Ek het nooit gedink mense het sulke goeie maniere nie," brom Tier. Maar hy dink, "Wat 'n lekker oggend. Eers word ek soos 'n koning verwelkom, dan kry ek intelligensie verniet, en dan eet ek die boertjie vir ontbyt en Buffel vir middagete." Toe hy hieraan dink, vonkel sy oë soos 2 groen sterre en hy sê: "Jy gaan dit nou dadelik vir my gee, né?" "Al te graag, maar ek laat dit altyd tuis wanneer ek in die veld kom werk," antwoord die boertjie, wat die hongerglans in Tier se oë gesien het. "U sien, dit is so 'n waardevolle ding, ek wil dit nie graag verloor nie. Buitendien het ek dit nie hier nodig nie. Maar ek sal huis toe hardloop en dit vir u gaan haal." Hy begin wegstap en draai toe weer terug. "Het u gesê u het nog nie ontbyt geëet nie?" "Ja," sê die Tier. "Waarom vra jy?"
Want dan kan ek buffel nie hier laat bly nie. Ek kan hom dalk eet. Ek sal nie. Maak nou gou. Ek betwyfel nie belofte nie. Maar sê nou, u vergeet die belofte en u eet vir buffel op. Wie sal dan vir my werk? Maar as u edelagbare my sal toelaat om u aan die boom daar oorkant vas te bind, kan ek buffel maar hier laat bly. Tier stem in. Ek sal hulle maar net 'n bietjie later moet eet, dink hy terwyl die boertjie hom stewig aan die boom vasbind. En sy mond water toe hy dink hoe die groot buffel, die klein geel mannetjie en die onbekende ding intelligensie gaan smaak. Na rukkie kom die boertjie terug. Het jy dit gebring? Vra Tier ongeduldig. Natuurlik, antwoord die boertjie en wys hom 'n blink ding op 'n paal. Nou gee dit vir my, beveel Tier. Die boertjie gehoorsaam. Hy hou die glansende, vlammende fakkel onder die tier se snor en dit begin brand. Hy hou dit onder sy ore, sy maag, sy stert en net waar die vlamme lek skroei hulle. Dit brand! Gil Tier. Dis intelligensie, sê die boertjie droog. Ons noem dit sommer verstand. Kom buffel, weg is ons. Maar buffel kan nie gaan nie. Hy wil bars van die lag. Stel jou voor, baas Tier, die skrik van die oerwoud laat homself aan 'n boom vasbind en met 'n fakkel skroei. Dis ongelooflik snaaks. Buffel rol in die gras rond. Hy lag asof hy betaal word. Eindelik stamp sy bolop en neus teen 'n boomstomp. En tot vandag toe nog het hy 'n gesplete lip en neus. En Tier? Wat van Tier? Wel, hy het maar net gebrul en geskop. En na ruk het die vlamme deur die tou gebrand en toe kon hy wegkom. Maar die brandende tou het sy geel pels so lelik geskroei dat hy die bruin-swart merke nooit kon afwas nie. En dit is waarom Tier vandag nog strepe het.